Hallo en welkom, jy is ingeskakel op Net Gesels saam met my Sarah Jane en elke week leer ek 'n kunstenaar so klein bietjie beter ken. Nou langs my gaan jy 'n baie bekende gesig ken. Ek dink almal ken jou gesig. Hierdie week Net Gesels ek met Chris Stein. Hallo en welkom hier op Net Gesels. Hoe gaan dit? Goed, Jessie, nou kan ek uiteindelik met jou 'n bietjie chat, jou bietjie leer ken. Ja, dit gaan lekker wees. Ek sien Ja, ek meen dit is ek nou vir jou verduidelik, dit is bietjie anders as 'n radio-onderhoud. Dis bietjie meer visueel. Partykeer skrik 'n kunstenaar want hulle soos ek sê my pyjamas, kan ek net gou my pyjamas uittrek en net so 'n ordentlike hemp aantrek. As ek sê no worries, dis reg, moenie worry ons dit al is trek. tenminste nou almiddag. Ja, so daarom is jy dressed vir die occasion. 100%. Okay, so is jy reg om te net gesels met my? Let's do it. Okay, so hier op Net Gesels het ons 'n bietjie van die narratief probeer begin verander, want almal ken julle as kunstenaars en hulle sien julle op die verhoog, maar hulle ken julle nie regtig as mense nie. So ek gaan nou jou begin ken as mens met my heel eerste vraag, deur vir jou te vra, jy het 'n baie bekende musiekprogram gewen. Het jy gedink jy gaan wen? Nee, ek het nie. Ek het regtig nie so, ek het nie gedink. Ek het nie geweet wat gaan gebeur nie. Want ek was nog besig met wiskunde goed instel in Bos wat ek besig was om te leer. En toe begin die kompetisie en nou weet ek nou geen genoeg fokus op die swart dings nie en so ek het nie geweet waar ek eintlik was nie, maar toe die goed eintlik begin mooi uitdraai, toe besef ek daar's dalk 'n kans, ja. Okay, en toe wen jy nou, maar nou moet ek vir jou nou vra, wat het jou hof laat besluit om in te skryf vir die kontrak, want ek meen, dis 'n musiekprogram, maar dis of soos jouself daar op die lyn sit, dis of jouself expose en sê, okay wêreld, judge my stem, judge my, so dis nogal 'n groot stap, so hoekom het jy gegaan, laat ek inskryf? Nee, so ek wou nie. Okay. Ek wou nie inskryf nie, so my pel, my flatmate gewees in die eerste jaar. Hy het my vertel van die kompetisie en die kontrak en ek het bietjie geweet daarvan want Lisie was al in die vorige jaar. So ek het geweet van dit, maar ek het nie presies geweet hoe dit happen en hoe dit gebeur nie. Okay. Toe het hy, ek dink dit was die dag na my verjaarsdag of die dag voor my verjaarsdag. Toe sê hy vir my, luister, goed, skryf in. Asseblief skryf net in. Toe sê ek vir hom, nee, ek gaan nie. Toe is die een aand op die bank gelê, toe sê hy, skryf net in. Toe neem ons die video, toe sê ek vir hom, ek sal daarop slaap. En toe skryf hy vir my in. Nou the race history, soos hulle sê, want nou is mense mal oor jou. Nou is hulle soos, Chris Stein, what a legend, man, ek love sy musiek. Dit's lekker om te hoor as mense dit sê. Nou, moet ek vir jou vra, het jy dan nog altyd 'n liefde vir musiek gehad, of was dit iets wat net soos later jare gekom het by? Nee, ek het verseker, ek het groot liefde vir musiek gehad, of ek het nog steeds. Okay, nog steeds, ja. Ek het groot geword met my pa wat altyd musiek luister, en ek het koor gesing, so dit was, en ek was bevoorreg genoeg om baie vir Rowan de Toy te sien en hoor hoe hy net sit en gitaar speel en sing. So ek dink hy het ook 'n groot rol gespeel in my liefde vir musiek, ja. Okay, dis nogal eintlik so cool, want soos, jy sê nou jy het nou wiskunde gedoen, so nou moet ek jou vra, as jy nou nie matriek musiek gedoen het nie, wat sou jy dan nou gedoen, wat was die plan? Want ek het nou al, kom ek sê so vir jou, ek het jou nou so bietjie gaan stop, want ek was nou reg wees vir alles Chris Stein vandag, so is nie weird nie, is glad nie weird nie. Nee. En jy het op 'n onderhoud gesê, jy het nie regtig 'n plan gehad, soort van bly die musiek ding het uitgewerk, so wat was die plan, Chris? Ek weet nie, ek was in my gap jaar, ek het 'n gap jaar gevat. Yes. Ek was onseker wat ek wou swat. Okay. Toe happen dit. Okay, nou wat het jou male van hierdie hele situasie gedink? Want ek meen, jy's nou klaar op 'n gap jaar, ek dink as 'n ouer, as jou kind vir jou sê, ek vat 'n gap jaar, dis soos rooi ligte, jy wil half 3 hartaanvalle kry, jy wil uitpaas, want jy soos, nee, maar dan sê, okay, wat's die plan? En dan kom jy gaan 'n musikant word. Hulle was 'n bietjie skepties in die begin, maar toe hulle sien soos hoe dit is en dat die kontrak eintlik 'n moeë professionele ding en dis hulle baie rustig. Dis eintlik so cool, want mense sal dink nou meeste kinders wat nou uit hulle gap jaar uitkom met hierdie wille idee kom, se ouers gaan, daar is nie 'n manier nie. Ja, ek was bang vir dit.
Okay. Ek was dit, maar dit was ten minste nie die geval nie. Dis eintlik so cool. Dan moet jy eintlik Ja. maar baie dankie sê vir mamma en pappa dat hulle jou Nee, ek ondersteun doen het. dat my mooi support. En nou is hulle seker van jou grootste fans. Verseker. Nou gepraat van groot fans, jy het my eintlik nou 'n leeway gegee, want jy het toe nou die kontrak gewen, almal het Christyn geken en dit was hierdie ouetjie en toe bring jy jou heel eerste enkelsnit uit, heeltemal. Ja. En mense het soos in hulle koppe verloor. Hierdie was soos 'n lied wat oral gespeel het. Ek onthou toe daai liedjie gedrop het. Jy oralste, elke radio het hom gespeel, almal het op hulle Spotify gehad, almal het oor hierdie liedjie gepraat, almal het oor jou gepraat. Het jy gedink dit gaan die reaksie wees op jou eerste enkelsnit? Glad nie. Ek het nie 'n idee hoe die game gewerk het of hoe musiek ewen soos hoe weet jy nou jy het dit gemaak of Ja. hoe weet jy? Ek het glad nie ek het gelukkig geen expectation gehad nie. Okay. Wat ek dink right was Ja. vir my en wat daai liedjie dit het regtig my lewe verander en dit is awesome. Ja, en ek glo ek jy nou eintlik sê jy raak net iets baie spesifiek aan deur te sê jy het nie regtig verwagtinge gehad as dit gekom het by die liedjie en nie, want ek dink baie keer as dit by die musiekindustrie kom en jong, nuwe talent, nuwe stemme, het hierdie verwagting van hulle gaan hierdie enkelsnit uitsit en oornag gaan hulle hierdie next big thing word en baie keer gebeur dit en baie keer gebeur dit nie. Ja. Nou dink jy daar is 'n bietjie van 'n miskonsepsie as dit by nuwe musiek kom of nuwe kunstenaars kom dat hulle dink hulle gaan hierdie overnight sensation wees. Ja, ek weet nie eintlik nie. Daar's so baie soos jy kan 'n great song uitbring, maar as dit op die verkeerde tyd of jy dit te sleg bemark, dan sien dit gaan nie eintlik eers meer oor die songs nie. Ja. Dit gaan maar meer oor hoe jy die songe uitkry as Ja. enigiets anders. Ja. Dis maar waar die harde werk lê. Ja. Die harde werk. Ja, sien dis die ding wat mense half nie agter die skerms van weet nie, want onthou as jy as kunstenaars 'n liedjie uitbring, die luisteraars, die aanhangers, die fans, hulle hoor net hierdie liedjie. Maar hulle sien nie wat agteraf gebeur het, die studio tyd, die mixing, die producing, die skryf van dit, want dit sê dis hierdie liedjie. Nou dink jy baie keer mense sien nou hierdie nuwe kunstenaars soos met jou nou, jy het heeltemal uitgebring, mense was mal daaroor en toe is dit al 'n ding van, okay, wat's die volgende ding wat hy gaan uitbring en jy sê geniet net hierdie een liedjie vir nou. Ons het soos in hard gewerk om hierdie een vir julle te bring. Ja, en ons het eintlik op ons lank gewag voor ons 'n ander liedjie uitgebring het. Ja. So ons het en ek is bly daaroor want hy het nog steeds gehardloop, so ons het maar laat hy hardloop. Dis eintlik nogal snaaks want mense sal nou dink as 'n kunstenaar 'n nuwe liedjie uitbring en daar's soveel traksie en soveel interaksie oor dit dat hulle gaan okay, die volgende een moet uit. Nou dadelik. Ek het so gedink. Dis wat ek gedink het. Dis wat moet gebeur. Okay. En dis almal soos nee. Dis heeltemal dis letterlik die teenoorgestelde wat nou gaan gebeur. So dink jy daar's 'n bietjie van 'n miskonsepsie oor hoe die musiekindustrie nou eintlik werk? Ek dink so. Ek dink ons eintlik min mense wat presies weet wat aangaan en hoe dit werk en hoe die goedjies voor die song uitkom werk. Okay, nou dink jy, want jy's nou obviously 'n jong nuwe talent wat nou in hierdie musiekmark ingetree het. Dink jy daar moes meer leiding vir jou gegee word nie? Dink jy daar moet meer leiding vir jonger kunstenaars gegee word dat hulle of die ins en die outs begin verstaan sodat hulle nie met al hierdie verwagtinge kom of nie verwagtinge kom na die musiekindustrie toe nie? Ek weet nie. Ek dink verwagting is 'n cool ding. Okay. Ek weet nie heeltemal kop toe vat nie, want dit is ek dink verwagting is juist daai ding vir die wat bietjie vir daai vlam en vuur gee om die dinge te doen. Ek het net geen verwagting gehad nie want ek het fisies nie geweet hoe dit werk nie. Ja. Okay. Ek het geen idee gehad nie. So daar's baie mense wat in die industrie kom nou en musiek uitbring wat 100 keer meer weet as wat ek ewen nou weet. So dit is ek is eintlik regtig clueless as dit kom uit by al die klein goedjies. Mense sit nou op in die hoek van hulle bank, hulle soos, ek kan dit nie vir 'n oomblik glo nie. Hulle is wow, hulle is wat gaan aan. Maar ek dink is eintlik so cool want nou dit half in jou guns getel, hierdie ek wil sê onwete van jou en nou is half als nie en exciting meer en dan leer jy ook terselfdertyd hoe dit eintlik werk. Ja, ek meen Demi was 'n massive rolmodel vir my gewees, veral deur die weird en klein goedjies wat ek van geweet het hoe dit werk nie. Ek kon altyd net bel en vir haar vra. Ja, so dis vir my baie cool. Dis nou baie cool so dat jy dit nou sê. Nou moet ek vir jou vra want aangesien mense jou nou net ken as Christyn, die ouetjie op die verhoog. Maar
dink jy daar's 'n bietjie van 'n miskonsepsie oor julle as kunstenaars, want julle sit obviously 'n beeld daar uit, jy's op die verhoog, mense sien jou Instagram so, maar hulle sien nie reg jou ins en jou outs van jou elke dag nie. Dink jy daar kan baie keer so 'n bietjie van 'n miskonsepsie inkom want hulle ken jou net as hierdie wow kunstenaar en dit lyk so great en dit lyk so fantasties op al die sosiale media's en op die verhoog, maar eintlik nie jou day to day nie. Ek weet nie eintlik nie, daar's nie regtig baie Suid-Afrikaanse kunstenaars in my opinie wat iets portray, soos wat hulle is nie anders op sosiale media as in regte lewe nie. Dis dieselfde mense, hulle wys maar net vir die mense wat hulle doen. So ek dink nie daar's so 'n fakeness in ons industrie regtig oor social media nie. Ek weet nie, ek dink dit is eintlik cool wat jy dit sê, want ek sê dit baie, ons leef in 'n sosiale media era, veral met vandag se jonger generasie, hulle is so op soek na iets authentic, so op soek na iets real, dat hulle vang dadelik op as jy iets probeer wees, wat jy nie is op sosiale media nie, want hulle sien nie fake in dit, en ek dink dit is baie keer waar 'n kunstenaar of baie sukses kan hê, of glad nie sukses kan hê nie, as hulle iets probeer wees wat hulle nie is nie. Ja. Nou dink jy vir jou was dit 'n ding van, jy was net soos, hierdie is ek, of jy nou van my gaan hou, great, of jy nie van my gaan hou nie, dis nou maar wat dit is. Dit was presies dit. Ek dink presies dit. Ek dink is juist hierdie hele absolute van, jy gaan vir my like of jy gaan my nie like nie, wat juist mense laat gaan net, ek like hierdie ouetjie, hy's decent, ek like hom. As hulle so dink, as dit great, daar's baie mense, ek kan nie nou sê wat dit nie like nie, maar ek meen niemand gaan van almal hou nie. Ja. Dis hulle eie probleem. Ek love dit. Nou, moet ek vir jou vra, want mense ken jou as Christine, maar mense ken jou ook as ietsie anders. Jy het so 'n bietjie van 'n nicknaam, 'n bynaam gekry. Wat nou deel is van jou persoonlikheid. Ek wou jou eintlik as dit voorstel toe nog ek gaan jou vra daaroor. Waar het die bynaam Plakkies vandaan gekom? Dit was 'n gesamentlike ding met Demi en Emo. Want Emo het een keer op een van die kontrakte of episodes gesê, toe sê hy dat ek dra net plakkies. En ek het. En toe gryp Demi daai, toe gaan daai goedjies af van haar kop. Ja, nou het jy plakkies en 'n persoonlikheid. So daai is eintlik Demi se brainchild daai wat gespreek het 100% wat deurgekom het en dit het goed gewerk want ek meen dis ten minste nou iets wat mense Ja, dit stiek nou want kyk jy kan oor Christine praat en meeste mense sal weet as jy oor plakkies praat, almal weet dis jy. Almal weet dis jy. Dis is jou brand nou. Ja, wat eintlik dis nogal cool. Eintlik as jy dan dink, jy kon baie erger nickname gehad het. Ja, maar partykeer is ons nou veral in die winter. Dan trek ek trek skoene aan, maar raak jy mense kwaad. Want hulle is waar jou plakkies, Chris? En as jy presies, dan sit hulle daar met sjerpe en missies. Vra my, waar's my plakkies? Wat Jy moet sê hulle is daar agter die stage. Ek gaan hulle nou aantrek, is bietjie koud hierbo. Ek sê net vir lekker koud. Ek sê niks anders nie. Ek smal daaroor. Nou, heeltemal het uitgekom en toe jy nou 'n hele klomp liedjies wat gevolg het en ons gaan nou oor jou nuutste een praat wat ek so excited is om by uit te kom by. Jy het nogal baie spesifieke klank en tipe van musiek wat jy nastreef. Is dit die tipe klank en genre wat jy wil in beweeg met jou musiek? Ja, ek dink so. Ek dink nie ek dink nie te veel aan die genre gedeelte. Ons vat hom as hy kom. As daar 'n great song is wat geskryf word, dan ek weet nie, ek hou van eksperimente. Ek like dit om te eksperimenteer met verskillende goed. Okay. So want ek dink ek's nog jonk, so daar's nie ons hou nog steeds daar die elemente van wat van die begin af daar was. Maar dis maar altyd as ek om die mense van die musiek gehou het. Maar ja, ek meen daar's 'n cool song wat nou in einde November gaan kom wat. Okay, so mense sê rarig, wat? En nou sê dit hier op net gesels wat mense nog meer excited oor gaan wees. Maar ek dink dis baie keer 'n slaggat waar kunstenaars kan val want as hulle weet 'n sekere tipe van liedjiewerk, 'n sekere tipe van klankwerk en mense vind aanklank daarbey, dink ek is baie maklik om in daai rat te val en te gaan. Ek wel as dit werk moet ons net aanhou om dit en dit en dit te doen. Ja. En dan sit al vir ding soos van jy wil nie eksperimenteer nie want jy weet nie hoe dit gaan ontvang word nie. Nou soos jy's nog steeds oop vir eksperimentasie. Nee, verseker. Ek dink dit is cool. Okay, so nou moet ek vir jou vra, dink jy soos jy nou aangaan in die musiekindustrie want jy is nou al 'n paar jaar besig, is jy besig om saam met jou musiek te groei of is die musiek besig om saam met jou te groei?
Ek weet nie. Ek weet nie hoe om daai mooi te antwoord. Ek dink net ek dink ons groei saam. Groei saam, soos bietjie van albei. Daai was nou 'n moeilike vraag wat ek jou het. Ek het al gesê dink jy het my voor die tyd gesê dit gaan maklike vrae wees. Ja. Toe ek sê ek gaan dit wing. Ek het nie gedink van my corner ook nie. Ek gaan jou nie corner nie, dis okay, dis net, mense love jou musiek so baie, maar hulle wil weet, wat kom volgende, wat gaan aan, maar dan moet ek vir jou vra, want ek voel, jy het bietjie gegroei saam met jou musiek van, waar jy heeltemal uitgebring het, en ek meen, jy het ook al 'n hele paar collabs gedoen met groot name, wat jy duette uitgebring het, wat mense mal oor was. Is dit 'n area wat jy like om in te eksperimenteer? Collabs, ek vind dit cool. Okay. Ek like dit. En veral om saam met mense te doen vir wie omgee dat hulle vir jou. Yes. Soos dit was vir my so cool met Rikus gewees. Ja. Wat 'n absolute vibe van 'n musiekvideo was, kan ek net vir jou sê. Hoorie? Dit was ook lekker om dit te skiet hoor. Ja, maar dit is nogal 'n ding want baie keer is dit sekere kunstenaars werk net saam as hulle so duetting goed uitbring en mense love dit, maar baie keer is dit 'n ding van 'n kunstenaar is nie regtig so mal oor duette nie want hulle wil fokus op hulle eie goed en jy's net soos jy love 'n collab. Dit is actually so cool. Ja, maar ek het nou so baie tyd om te fokus op jou eie goed. Ja, en die ding is ook, dis nie laat ek name drop nie, maar jy het soms groot name collabs gedoen, dis nie soos, jy het regtig soms groot name collabs gedoen, ek meen, jy het Jagtrip ook uitgebring hierdie jaar, wat absoluut, dit was 'n vibe, ek like die teaser wat julle gedoen het op sosiale media vir dit, wat, nou moet ek vir jou vra, is dit regtig hoe dit gaan op 'n Jagtrip, Christine? Is dit regtig hoe dit gaan? Ja, ek sê, ek het, my gut het vir my gesê, jy gaan net een solid antwoord gee, dit gaan net 'n wees. Ek praat nooit, dan gaan nie verder uitpraat. Nee, jy gaan nou 'n paar mense ewiglik ontstel as hierdie episode air, en dan hulle sê, Chris, wat gebeur op 'n Jagtrip, bly op 'n Jagtrip, genigtig waar, hierdie is soos Jagtrip 101. Dis hoekom ek net ja sê. Ja, okay, so as mense regtig wil weet, gaan kyk die promo van Jagtrip en dan sal jy weet, dit is regtig hoe dit gaan op die Jagtrippe. Nou ek is mal oor, nou ek gaan vir die mense sê, hulle moet ingeskakel bly. Net hierna gaan ek en jy alles jou nuwe een gesels, musiekvideo, konsep, ek kan nie wag nie. Awesome. Jy is nog steeds ingeskakel op Net Gesels saam met my Sarah Jane. Hierdie week leer ek Christine so klein bietjie beter ken. Ons het nou al musiekindustrie gepraat, die kontrak gepraat, sy baie bekende plakkies gepraat. Nou wil ek vir jou hoor. Jy het pas jou jongste een uitgebring, Ek Kan Nie, 'n absolute vibe van 'n liedjie. Wat was die inspirasie vir Ek Kan Nie? So ons het al Marco het al 'n rukkie terug het hy hierdie idee gehad van 2 linkervoete, soos dat mens nie reg kan dans nie. En ek sê toe vir my, kom kan ons dit gebruik want ek kan regtig nie dans nie. Ek sukkel verskriklik. So jy het regtig 2 linkervoete. So hierdie liedjie is vir jou geskryf. Ja, ons het dit geskryf, ja. Nee, dit is uit en uit. Ek kan nie. Okay. Nou, toe was die hele gedagte oor die song was dit soos ek kan 'n klomp goed doen. Soos ek kan trekker ry, ek kan stroop, ek kan 'n bike ry. Soos ek kan enigiets doen, maar moet my nie vra om te dans nie. So as iemand daar op die dansvloer sê, Chris, vat my vir 'n spin, vat my vir 'n draai, dan gaan jy gaan, nee, jy gaan maar jouself moet vat vir 'n draai. Nee, vat iemand anders. Soos ek het vir 'n klas gegaan. Want my meisie het my gesê, luister, soos jy moet kan leer dans, asseblief. Gaan dit vir die klas. Okay. Het jy iets wys geword in daai klas, Chris? Ek dink so, nie, ek weet nie vrek baie nie, maar ek kan nou 'n bietjie beter. Okay, so hierdie liedjie is regtig deur en deur geskryf vir die man met 2 linker voete. 100%. Nou moet ek vir jou vra, as daar 'n ouetjie is wat nou daar sit en hulle luister nou vir ons en hulle sê, ek het 2 linker voete, gaan hierdie liedjie my enigstens help. Is dit 'n ding van, hierdie liedjie gaan jou nie regtig help nie, maar jy kan daarom op hom daarso nou maar jou moves gooi. Ja, hy sal help, jy moet hom luister en dan sokkie jy met hom. Dan sokkie jy met iemand op die song het help. Okay. Ek laat die konsep van is eintlik so 'n simpel ding, maar dit is regtig 'n ding. Party ouetjies kan regtig net nie sokkie nie, maar dit beteken nie hulle kan nie ander dinge doen nie. Dis soos jy nou sê, jy kan baie doen. In die dansdepartement is dit nou maar net bietjie waar jy kort val. Dit is net 'n ding wat ek kan doen nie.
Okay. Nou moet ek vir jou vra oor die musiekvideo. Want dit is eintlik so 'n eenvoudige musiekvideo en ons gaan later die musiekvideo vir die mense speel dat hulle nou kan sien waar ons nou hier praat. Maar jy's op 'n bakkie, jy speel gitaar wat baie ikonies is. Mense ken jou as die ouetjie wat met sy gitaar staan, sy bakkie is altyd daar. En dan dans die mense nou net voor jou. Waar die idee vir die musiekvideo vandaan gekom? Nee, dit was uit en uit Jerick. Okay. So ook vir die ander ouens wat saam ons geskryf het. So hy is die ou by Koleski wat al die musiekvideo's en al die idees en hy's 'n phenomenal writer. So hy's baie kreatief. En hy het sommer net gesê dis hoe dit gaan wees en ek stry nooit teen hom as hy op met sulke idees. Ek sê dit is reg. En ek dink dit is juist wat hierdie musiekvideo eintlik laat werk. Hierdie feit dat dis nie ge-overcomplicate nie, want as jy regtig die liedjie luister en die woorde luister en die hele konsep net verstaan, dis regtig nie te moeilik nie. So ek dink die feit dat jy net so ek wil nie sê die woord plain gebruik het nie, maar so 'n eenvoudige musiekvideo gemaak het, is hoekom dit so goed uitgewerk het op die einde van die dag. Ja. Nou, dink jy baie keer dis 'n ding onder kunstenaars, jy het nou hierdie liedjie uitgebring, mense love hierdie liedjie, hulle vra wanneer kom die musiekvideo uit en dan het hulle 'n manier om 'n musiekvideo te overcomplicate. Ek dink met 'n mooier liedjie soos 'n sagter, meer 'n ballade is 'n meer complicated music video baie mooi. Okay. Want daar's 'n storie als dan wat geskryf word. En dan ek dink dis baie cool. Ek dink as mense dit doen is dit baie nice. Okay, dit is nogal cool as jy dit sê. Nou moet ek vir jou vra, gaan jy eventually in die sagter musiek inbeweeg want jy het hierdie jare 'n collab weer eens saam Bella uitgebring en dit was 'n bietjie meer ernstig, bietjie meer so anders as die musiek wat jy uitgebring het en mense was mal oor hierdie liedjie. Nou ek love dit om sulke musiek uit te bring. Soos ek skryf baie van die kere skryf ek omtrent net sulke musiek, maar dis moeilik want dit gaan nie die mense like it. Yes. Maar die mense gaan nie dans op dit. So as ek dit so dit is ek kan maar albei doen. Ja, nou ek kan nie is regtig 'n lekker kuierliedjie. Wat is in jou opinie soos die kuierliedjie wat altyd op die speelhuis moet wees, wat altyd die party aan die gang gaan sit? Wat is soos Christine se go-to by 'n kuier? Van my eie liedjies. Ja, nie vir jou soos 'n Christine liedjie, net as jy soos 'n kuier het, 'n braai. Wat sal soos jou go-to kuierliedjie wees? Jy vra die verkeerde ou hierso. Vra ek die verkeerde? Mense wil nooit my musiek luister nie. Oh my goodness, rarig, shame. Ek sien 'n playlist gaan nie. Ek sien altyd as iemand van sy speel musiek gaan ek net op Afrikaanse treffers en dan trek ek. Dan klik jy klikplay en dan gaan hy nou, maar wat kom of jy van hom hou jy nie van hom nie. Dit is presies dit. Maar dis nogal eintlik so cool wat jy dit sê, want ek dink baie keer en dis ek dink waar die Afrikaanse musiekmark so forgiving is as ek half kan sê, want daar's baie mense wat sekere kunstenaars love, maar ander kunstenaars het hulle half 'n wegbreek van. Dis nie noodwendig dat hulle nie hou van die kunstenaars nie, dis net nie hulle smaak nie, maar dit is daarin van as jy nie van die liedjie hou nie, guess what, jy kan skip, maar meer as dit dog. Ja, maar daar gaan iets of iemand wees wat jy van hou, want daar is so baie kunstenaars daar buite. Ja. Nou moet ek vir jou vra, dink jy daar is genoeg kunstenaars in die Afrikaanse musiekmark of dink jy daar's plek vir soveel meer wat nog kan gebeur in Afrikaanse musiek? Maar jy word nou die mooietjies, want Afrikaans het nou hierdie jaar 100 geword, so mense is nou op die bandwagon van Afrikaans soos die taal. Ja, ek sien, ek weer eens, ek ken te min, ek het te min inligting te min kennis oor. Yes. Of wat te veel of te min mense is. Ek dink is cool as daar elke keer as daar nuwe mense in die industrie kom, want meeste van die kere is dit fresh. Yes. Soos sparse sounding songs, nuwe skrywers, nuwe mense. So, dus ek dink dit is nie. Nou jy was op 'n tyd, 'n hele paar jaar terug, was jy ook 'n nuwe talent wat in hierdie groot musiekmark ingetree het met hierdie groot name. Was dit vir jou half 'n intimiderende tipe van ding om in hierdie musiekmark in te tree en dan sien jy nou al hierdie groot name en mense hulle het 'n fanbase en dan jy soos, hallo, ek soekie. Ek sal nie sê dit was daunting nie. Ek dink dit was vir my baie cool. Okay. Dit was cool om te kan sê dat ek saam met die mense by shows ding of saam met die mense op die charts of wat ook al is.
Ek sien 'n ou wat sommer stres nie. Ek's nie 'n Ja. stresser. Okay, dis Stresser. nogal nice om te hoor. Mense sal nou dink want baie kunstenaars sal sê nee, dit was 'n skok vir die stelsel, ek het geskrik en jy sê nee, ek het dit verwelkom, ek het dit gevat soos dit gaan, dis okay. Dit was alright. Dit was nie die einde van die wêreld nie. Dis cool. Dis nog steeds cool. So dis lekker, jy lewe jou passie uit. So dit is Ja. dit moet net cool wees. Jy moet nie bang wees of enigiets. Ja. Nou vang jy jouself baie keer dat jy gaan en sê, "Jessie, ek kan nie glo ek kan saam met die groot kunstenaars se name optree en ek bring hierdie musiek uit en my musiek is sommer op die charts nie." Ja, dis 'n cool gevoel. Ek moet sê, so nou en dan dink jy terug aan soos 2-3 jaar terug waar jy was en wat jy gedoen het. En nou as iemand my moes gesê het dat ek gaan doen wat ek nou doen, so ek voel Ja. Ja, is soos nee, ek twyfel. Maar ek dink is nogal so cool want soos ek dink die lewe het baie keer 'n manier om so uit te werk. As jy bedoel is om iets te doen, gaan jy op daai pad kom en jy gaan eventually daar uitkom. Dit vat dalk net so 'n bietjie twist and turns, maar jy gaan eventually kom waar jy moet kom. Yes, Nou, jy het vroeër genoem dat jy ook jou eie musiek skryf, jy skryf meeste van jou eie musiek en jy skryf saam met mense en goed. Waar trek Christyn inspirasie vandaan as dit kom by musiek of 'n nuwe liedjie? Ja, ek dink baie kere is dit soos wat gebeur in my lewe. Okay. Skryf maar waar maar daai Jerick en Marco, hulle is 'n massive speel 'n groot rol in al my liedjies. Okay. Soos 'n massive rol. Ek meen ek kry baie inspirasie van hulle af. Ek sou soos al partykeer sukkel om alleen te skryf, dan gaan sit ek saam met hulle. En Okay. dan vloei alles net en hulle is regtig goed. So ek gee baie eer altyd aan hulle want dis ek dink is as gevolg van hulle hoekom ook in Plaasdorp toe was hulle brainchild gewees. Ek meen in die bos was hulle se trek om plat vir hulle sin soos jagtrip het hulle ook geskryf. Yes. So hulle is soos in hulle Okay. sonder hulle sou ek nie my musiek gehad het nie. So Okay, dis eintlik so cool want baie kunstenaars sal sê of wel wat liedjieskrywers is en ek sê altyd daar's 'n verskil tussen 'n liedjieskrywer en 'n sanger. Dit is twee verskillende goed en baie is fortunate enough om albei te doen. Maar baie liedjieskrywers sal gaan en sê as ek 'n liedjie skryf moet ek 100% alleen sit en ek moet fokus en ek moet afgesonder wees of wat ook al. En hulle vind dit moeiliker om saam met mense in writing sessions te wees en jy klink of jy eintlik dit verwelkom en half meer oop is vir dit, want dit is wanneer dit dan nou bietjie meer kreatief is. Ja, ek dink so. Ek's nie 'n introvert nie. So ek wil nie alleen. Ek's nie alleen daai nie. Okay, so challenge Marco en Gerrit jou so bietjie in wat dan nou uitkom in hierdie writing sessions. Ja, hulle maak my kop baie meer oop. Oor skryf en bietjie slimmer te skryf ook. So ja, en ek dink baie keer as jy meer as een persoon saam is wat aan een liedjie werk of aan een projek werk of iets probeer doen, dan dit half bring ander opinies, ander idees na die tafel toe en dan gaan jy, oh wow, ek het nie gedink dit kan werk en dan soos maar hoekom werk dit? Ja, nee, dis 100%. En ek dink dit is wat Akani ook so goed maak en of so ikonies maak want dit is so 'n eenvoudige konsep. Dis 'n konsep waarmee meeste ouetjies, meeste mans wat vandag dalk in hulle 40s, 50s is, hulle kan nog steeds nie sokkie nie. Hulle vrou sê letterlik vir almal, hy het 2 linkervoete. Jy het daai idee gevat en regtig vir die mense 'n anthem gegee en gesê, hier's 'n liedjie net vir jou. Do your thing, ja. Ja. So vind jy dit cool as mense dan nou so positief reageer en sê hierdie liedjie is vir my geskryf? Ja, ek dink dis altyd vir my lekker as mense dink dit word vir hulle geskryf. Want dit beteken hulle voel dieselfde as wat ons gevoel het toe ons 'n liedjie geskryf het. So dis altyd vir my 'n cool experience om te share met die mense wat na my musiek luister. Okay, maar nou moet ek vir jou vra, voel jy want obviously jou musiek is bietjie meer lighartig. Dis nie regtig swaar, ernstige trek aan die hartsnare, trek jou af in die donker gat nie. Voel jy dat musiek bietjie meer lig moet wees, bietjie meer fun moet wees en net regtig geniet moet word? Ja, ek dink so. Ek meen dis eintlik die perfekte vraag nou gevra. Okay. Mense like dit om na cool songs te luister wat bietjie upbeat is en wat of soos jy sê lig is. Ja. En hulle dis al wat hulle wil luister. Yes. Ek is aan 'n kant toe. Okay, dis nou baie interessant.
ek hou van liedjies wat mooi is. Ek luister hom as ek in die kar luister ek net John Mayer. Dis al ek luister al sy goed. En ek luister baie mense wat similar as hy is. Want ek weet nie, ek hou van mooi songs. Maar nou gaan jy teen die grind en jy bring dit vir hulle upbeat lekker liedjies. Ja, maar dis cool. Maar dis ook cool. Sien, ek sien, dis wat die musiekmark so lekker maak. Daar's plek vir alles. En dis ook cool dat jy nou al as kunstenaar hier kan sit en gaan, en dis hoekom ons jou as mens wil leer ken, dat jy gaan, ek maak hierdie lekker liedjies, ek geniet hierdie lekker liedjies, maar daar's 'n deel van my wat ook regtig hierdie mooi musiek geniet, en ek luister dit en ek embrace dit ook. Ja, nee, dit is verseker. So is daar 'n wêreld wat jy dan nou bietjie meer ernstig dan nou gaan raak met jou musiek, bietjie meer swaar gaan raak, of net 'n pragtige ballade vir ons uitbring, Chris? Ek dink nie ek sal swaar gaan nie, maar ek sal verseker maar eers bietjie later. Ons is nou eers lekker. Okay. Ek glo met mense soos, nee, sodat jy moet nie Christine verander nie, sy musiek werk, dit kry die party aan die gang. Dis wat ek luister in die kar op pad werk toe op 'n maandag. As daar genoeg van daai is, dan sal ons 'n bietjie swaai, dink ek. Okay. Nou, moet ek vir jou vra, wat doen jy dan nou as jy dan nou 'n kreatiewe blok slaat en jy kan nie regtig 'n liedjie kry nie, of jy het nie regtig die woorde nie, wat doen jy dan? Of is dit 'n ding van jy los dit net en jy gaan terugkom na dit toe wanneer jy die woorde of melodie het? Basically, of ek gaan net na Jericho toe. Okay. dan kyk ons of die blok weggaan daar. Okay, dis nogal eintlik cool om te sê, want party mense sal, party kunstenaars het ek al mee gepraat of liedjies skryf, so dan gaan hulle niks werk so goed soos 'n deadline nie, of weet jy wat, as ek nie kreatief is nie, dan dwing ek myself. Die deadline ding is tight. Dis regtig waar. Want ek meen ek kan nie was 'n deadline song. Okay, interessant. Dit was soos ek dink amper 3 weke voordat hy uitgekom het, is hom geskryf. Okay. Ja, want ek meen jy het regtig 'n besige jaar gehad as jy kyk na al die treffers wat jy uitgebring het, want jy het regtig baie musiek uitgebring hierdie jaar. En toe ewe skielik out of nowhere kom ek kan nie, en ek kan onthou iets soos die PR-kering het, en ek sit ek tog, yes, jy het 'n besige jaar gehad. Nou bring jy hierdie een ook nog uit. En nou is dit nog een. Kom daar nog? Okay. Hoorie? Ja. You heard it here first, folks. You heard it here first. Maar dit raak dit dan ek weet nog nie wanneer nie. Okay, maar raak dit dan nou moeilik om dan nou op hierdie skedule te wees en te weet jy het al hierdie liedjies wat moet uitkom en dit moet gebeur, en dan, of is dit nou maar net 'n ding van dis is soort van my day job, my 9 to 5, ek moet hierdie doen, ek's net die kunstenaar op die verhoog op naweke. Nee, dis lekker. Ek sê nou deadline. Hulle sê nie luister as hierdie liedjie net klaar is, die moeilikheid. Dit was toevallig wat ons geweet ons moes iets geskryf het, en toe het dit net toevallig in 'n dag gebeur wat die liedjie klaar geskryf was. Maar hierdie volgende een, ek het nie aan hom geskryf nie. Dis eintlik 'n ander song wat moes uitkom nou, wat ek baie graag wil hê. Ek meen ons is hy's al flipping klaar vir soos 9 maande. Oh my goodness, nou gaan mense gaan release hom, Chris, release daai een. Elke keer word daar net 'n beter song geskryf vir die tyd, tyd. Okay. Ek vermoed daai enetjie wat nou sou uitkom, sal ons in April volgende jaar uitbring. Okay, so dan sal nog nou baie op pad, maar nou moet ek vir jou vra, voel jy jou musiek wat jy uitbring en gaan uitbring nou, wat nou kom, is 'n refleksie van die seisoen waar jy nou is in jou lewe? 100%. Okay, so dis nie dat jy nou hierso teen die grein gaan jy soos ek embrace where I am now, en my musiek gaan dit soort van reflect? Nee, verseker dit, ja. Ek's mal daaroor, want baie kunstenaars sal gaan, nee, die en daai, en jy sê nee, this is where I'm at, dis die musiek wat ek gaan uitbring vir julle. So terug by ek kan nie, wat is jou boodskap met hierdie liedjie vir die mense? Geniet dit net. Geniet dit so baie soos ons dit geniet het, ons dit geskryf het en rekord het. Want dit was 'n flip en new music video. Dit was so cool, ons was opgewonde, dis 'n lekker feeling geweest. Okay. Ek's mal daaroor. Nou moet ek vir vrou, hoe lyk dan nou die res van die laaste bietjie, want ons is soort van aan die einde van die jaar, en dan nou begin 26. Ons weet daar kom nou ietsie uit in die begin volgende jaar, maar hoe lyk die res van die jaar vir jou? Nee, daar kom nou einde November, begin Desember. Okay, so mense moet nou maar reg sit. Ja. Kyk, die ware Christine fans het nou gespring tot op die hoek van hulle banke. Hulle het nou jou Instagram en alles gaan check, want hulle wil nou kyk wat, waar, als. Maar as jy blonde hare het, moet jy uitkyk. Okay. Dan moet jy luister, ja.
Okay, cool. Daar's dit dan nou. Okay, nou voor ek jy laat gaan en voor ons vir mense ek kan nie speel, het ons 'n bietjie van 'n tradisie hier op net gesels. Ek het 'n tradisie en jy word nou deel van dit vandag, so ek dink dit is baie cool. So, hier op net gesels, die kunstenaar wat ek bietjie beter leer ken, het ek een laaste vraag voor ons nou die musiekvideo speel. En dit is, ek vra vir hulle, wat is een laaste stukkie advies wat jy die wêreld mee sal wil los, wat jy die mense mee sal wil los? So, Christyn, is jy reg? Ja. Wat is jou klein stukkie advies wat jy mense graag mee sal wil los? The floor is yours. Maar dis nie lank nie. Okay, is reg. Weet jy wat? Baie kunstenaars het al soos 'n sin gesê vir my. En dan sit ek hier en dink ek, wow, die wysheid. Ja, nee, kyk, myne gaan nie wys wees nie. Dis Okay. net hoe ek lewe. Weet jy wat? Gooi hom. Dis reg. Ek voel net dat mense overcomplicate die lewe. Okay. Alles sal uitwerk soos dit moet. Wees 'n goeie verhouding met die Here en geniet net jou lewe. Ek dink dis al want as jy mense dink te veel en worry te veel oor goed wat gaan gebeur en wat moet gebeur. Okay. Ek's mal oor, dis so eenvoudig, maar dis so kragtig. Ek sê vir jou 1000 dankie. Dit was heerlik om jou beter te leer ken. Baie dankie. Dit was lekker om met jou te gesels. Dankie. Nou kan ek uiteindelik vir mense sê, hier is Christyn met Ek kan nie.